Goeiemôre broers en susters en baie welkom by vanoggend se erediens. Dit is vir my so groot voorreg om hierdie week so saam met julle te begin en vandag nog op Vadersdag, 'n dag wat ons vier om ook die vaders in ons gemeenskap te vier. Ek wil sommer baie geseënde Vadersdag vir elkeen sê, vir elke vaderfiguur ook in ons gemeenskap wat vir soveel kinders wat nie noodwendig 'n vaderfiguur in hulle lewe het nie, ook 'n vaderfiguur is, wil ek ook in die besonder dankie sê. Ons hoop dat die Here elke vader sal seën vandag en mag die Here met julle wees. Ek gaan vir ons die foto met die seën uitspreek, waarna ons dan ook met die res van ons erediens aangaan. Die Here sê, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Mag daar genade en vrede van God die Vader wees en Christus Jesus ons verlosser. Amen. Broers en susters, hier waar ons by mekaar is, weet ons maar al te goed dat ons ver van perfek af is. Ons maak nog soveel foute en omdat ons foute maak, gaan ons altyd weer terug na die Here. Ons hoef nie vir hom bang te wees nie. Ons hoef nie vir hom weg te kruip nie, want ons weet, hy's 'n goeie en 'n troue Vader wat vir ons wil bedien met goeie raad. En ons gaan dan nou geleentheid gee dat elkeen van ons skuldbelydenis doen en daarna sal ek ook vir ons met die gebed afsluit. Kom ons raak net so 'n oomblik stil en dan doen elkeen stil ons skuldbelydenis. Here en Hemelvader, ons wil vandag U loof en prys, want ons is in U teenwoordigheid. En Here, ons kan nie anderste as om U lof te besing wanneer ons U sien nie. Want die glorie van die almag en van U ryk oorweldig ons. En vandag wil ons vir U dankie sê, dat U soveel liefde getoon het vir ons, dat U bereid was om ook ons lewens te kom red, deur die liefde wat U vir ons het. Deur Jesus Christus wat mens geword het, Jesus Christus wat vir ons gekruisig is, gesterf het, opgestaan het uit die dood. Ons wil vandag vra dat U ons weer opnuut aan hierdie wonderdaad van U sal herinner. En hier waar ons op die eerste dag van die week by mekaar is, ons ook sal onthou dat ons elke Sondag vier dat U seun die dood oorwin het. Heer, wil U gee dat ons ook die dood in ons lewe sal oorwin. Dit wat van ons slawe maak, dit wat van ons afhanklikes maak van hierdie wêreld en van die slegte in hierdie wêreld. Bewaar ons van die bose, Heer, en leer ons om elke dag nuut te leef. Ons bid dit in U groot en U heilige naam alleen. Amen. Broers en susters, ons gaan vandag 'n bietjie uit die Nuwe Testament lees van die boek Judas. En Judas is een van daardie boeke wat jy sommer vinnig in 'n dag se tyd kan lees, want Judas is net een hoofstuk lank. Daar's net 25 verse in die boek Judas en daarom kan jy dit sommer gou-gou deurlees. Maar ons gaan nou nie vandag die hele gedeelte deurlees nie, maar fokus op verse 22 tot 25. Want ons wil graag probeer verstaan wat hierdie gedeelte vir ons wil sê oor hoe ons ook met ons medemense moet handel wanneer ons agterkom dat hulle nie op die regte pad is nie. Kom ons lees nou van Judas 1 van vers 22 tot 25. Die skrifgedeelte kom vandag uit die boodskap anders as wat hier aangedui word. Gee om vir mense wie se geloof nog swak is. Help hulle sodat hulle geloof sterker kan word, al verdien hulle dit nie. Diegene wat op sleeptou geneem word deur hierdie mense se doen en late, moet julle uit die vuur ruk voordat dit te laat is.
En aan ander mense wat verkeerd doen, moet julle die nodige liefde bewys. Doen dit versigtig, maar hou aan, ook al verdien hulle dit nie. Julle moet egter niks te doen hê met al die verskriklike dinge wat hulle aanvang nie. Ons dien 'n wonderlike God. Hy is baie sterk. Hy kan sorg dat julle nooit in die sonde val nie. Hy kan julle beskerm sodat julle veilig by hom in sy nuwe wêreld aankom, vol vreugde en met lofliedere in julle hart, sodat julle sy grootheid vir altyd kan beleef. Aan die enigste ware God, ons redder, deur Jesus Christus ons Here, behoort al die hemelse glorie en koningskap, die krag en die mag van altyd af, maar ook vandag en môre, ja, tot in die verste ewigheid, verseker. Amen. Tot sover hierdie skriflesing vir vandag. Geseënd is elkeen wat vandag hierdie woord hoor en dit in hulle harte neem en die Here toelaat om hulle daardeur te laat verander. Amen. Hoe maak ons nou as ons as gelowiges agterkom dat daar iemand in ons sfeer is, in ons nabye omgewing is, wat besig is om van die pad af te raak? Wel, broers en susters, ek dink 'n mens kan baie keer mense wat vasgeval word in slegte gewoontes vergelyk as iemand wat 'n gijslaer is, iemand wat 'n gevangene van iemand anderste is. En as my hande nou vandag hier vasgebind was en ek het om hulp na julle geroep, is ek seker baie van julle sou sommer dadelik gereageer het om my te kom vrymaak uit hierdie bande wat my vashou. En so kan 'n mens miskien hierdie beeld gebruik om iets te verduidelik van wat die mag van skuld en sonde op ons het. Partykeer hou dit ons gijslaer en ons sukkel om daarvan los te kom. Partykeer is daar mense in ons direkte omgewing wat ook met sulke gevalle sit en nie weet watter kant toe om te gaan nie. En hulle weet nie hoe om vir hulp te roep nie, en dan partykeer dan tree hulle op so 'n manier op dat dit haadelik is. Want elke persoon wat verby hulle stap, sal hulle partykeer selfs vloek en skel en te kere gaan om net om hulle aandag te kry sodat die mense kan sien dat hulle in nood en pyn verkeer. En dit maak vir ons in ons koppe partykeer glad nie sin nie, maar dit gebeur soms. Een baie bekende voorbeeld wat die kinders dalk makliker mee kan assosieer, maar dalk jy ook daar in jou werksplek, is wanneer iemand ons boelie. So 'n persoon het baie keer slegte omstandighede tuis en weet nie eintlik hoe om daardie situasie te hanteer nie. En dan is hulle slegte optrede dikwels die manier om te probeer aandag kry. Die spreekwoord sê mos dat hurt people. Met ander woorde, mense wat seer gekry het, maak ander mense dikwels seer om hulle aandag te kry en hulle aandag te vestig op wat besig is om met hulle te gebeur. Maar wat doen ons gewoonlik heel eerste? Ons doen wat hierdie teksgedeelte eintlik vir ons sê ons moenie doen nie. En dit is om nie op te gee op mense wat verlore is in hulle sonde nie. Om nie op te gee oor hulle wat nog jonk in die geloof is en nog nie heeltemal weet van beter nie. Dit sê daar dat ons vir hulle lief moet wees en ons allerbeste moet doen om hulle op die regte pad te probeer kry. En partykeer gaan ons dit net nie reg kry deur 'n oordeel oor iemand te vel nie. Hoe klink dit as ek oordeel? As ek hierdie mense sê, maar jy's verkeerd en jy gaan hel toe as jy so aangaan en dies meer, nê? Dan vel ons eintlik 'n oordeel. Maar wat gebeur as ons 'n bietjie empatie het? 'n Bietjie van die liefde wat hier in Judas van gepraat word gebruik. Want wat doen ons partykeer? Ons gooi partykeer die persoon weg oor die dade wat hulle doen. Maar niemand, soos ons al in die verlede gesê het, is hulle dade nie. Mense doen slegte dinge. Almal van ons doen slegte dinge, maar dit is nie wie ons is nie. Dit definieer nie wie ons in wese is nie. Want as Jesus Christus ons gered is ons mos nie meer die sondaar mense wat ons was nie, maar is ons nuwe mense in sy gees. En dit beteken dat ons anderste dan leef, omdat ons hierdie nuwe mense word. En dis nog nie voltooi nie, want ons is nog in wording.
Ons vra nog elke dag vir die Gees om ons al meer en meer te vorm en ons te maak in die mense wat hy wil hê ons moet wees. Hierdie nuwe skepping van God. Mense wat wegbly van sonde af. Wat doen ek dan as iemand deur my pad kom wat vasgeval is in 'n slegte gewoonte of dalk ergens op die verkeerde pad beland het? Wat as ons die vraag vra, waarom? Wat as ons vir daardie boelie gaan vra, maar waarom? Waarom? Ek probeer verstaan, waarom het jy vandag opgetree soos wat jy opgetree het? Sê vir my, wat gaan aan? Want dit wat jy doen, is verseker nie 'n konstruktiewe manier om met mense omgang te geniet nie. Dit is nie 'n konstruktiewe manier om mense nader aan jou te trek nie. Wat gaan aan? En ek wonder hoeveel van ons dit al probeer het. Want ek wonder of ons nie dalk ook dan die antwoord sal kry, maar weet jy wat, ek is jammer. Ek moes nie vandag so opgetree het nie. My omstandighede by die huis is nie lekker nie. Dit wat by my huis gebeur, is glad nie lekker nie. En ek weet nie hoe om uiting te gee daaraan nie. En ja, dalk gaan ons nie daardie antwoord kry nie. Maar waar ons liefde wys, kan die onmoontlike gebeur. Kyk net wat gebeur toe Jesus Christus vir ons aan die kruis sterf. Wat doen ons? Ons is in ons onkunde besig om die hele tyd die wêreldse pad te kies en teen God te kies. En wat gebeur? Ons roep uit en maak seer en breek hierdie wêreld in stukkies op. Maar God gee nie op ons nie. Reg deur die geskiedenis van die Ou Testament kry ons 'n God wat genadig is, 'n God wat die heeltyd ons tot verantwoording wil roep. Dink byvoorbeeld aan die Farao in Egipte. Wat gebeur? Hierdie 10 plaae is bietjie meer as net 'n straf vir hierdie Farao. God wil hierdie straf eintlik gebruik om die Farao tot bekering te roep en om te kry om af te sien van sy mishandelende gedrag teenoor hierdie volk Israel wat onderdruk word. God probeer om hom te kry om af te sien van sy wandade af en om te draai na hom, om hom te bekeer. En keer op keer so deur die Ou Testament lees ons verskeie verhale waar dit die geval is. Ek meen, ons het net 'n paar weke terug gepraat oor Josua en wat in Josua gebeur het, waar hierdie muur van Jerigo geval het, nie omdat dit Israel is wat daardie muur laat val het nie, maar God wat nie kant gekies het van Israel nie, maar regverdigheid wou laat geskied het in die wêreld. And it just so happens dat Israel vir daardie slag aan die kant van geregtigheid was. God laat geregtigheid in die wêreld geskied. Hoekom? Want hy wil hê dat mense na hom toe moet draai. Wanneer ons na God se straf kyk, dan is dit nie iets wat bedoel is om ons seer te maak nie, maar is dit dan iets om ons terug te ruk na die werklikheid van sy koninkryk. En daarom, ek dink dat Judas nou vir hierdie gemeenskapie van Christene skryf en vir hulle sê, weet julle ouens, ons moet daarom regtig mekaar verantwoordbaar hou. Ons kan nie sê dat ons volgelinge van Jesus Christus is, maar dan doen ons anderste as wat ons monde sê nie. Ons kan nie sê dat ons aan hom behoort en dan die dinge van hierdie wêreld doen en daarmee aangaan nie. Die Here waarsku ons daarteen. En dan sê hy vir die mense wat kyk hoe hierdie mense verlore gaan, sê hy, weet julle wat, julle is ook aanspreeklik as julle nie hierdie mense verantwoordelik hou nie. As julle nie vir hulle verantwoordbaar hou, deur vir hulle te sê dat die pad waarop hulle gaan, hulle op 'n ramplat afstuur nie, dan is julle net so verlore soos hulle. Ons het 'n verantwoordelikheid teenoor mekaar. Die Here wou ons nooit laat gaan nie, en daarom betaal hy hierdie duur prys vir ons, deur Jesus Christus, sodat hy ons lewens kan red. Dis God se liefde
wat ons red. En hy wil hê dat ons ook dieselfde tipe liefde moet gaan wys teenoor die mense rondom ons. Ons kan maar net staan en toekyk hoe iemand op 'n verkeerde pad gaan en later daaroor lag. Maar wat doen ons as ons dit doen? Wys ons ware liefde? Wys ons dat ons werklik omgee? As iemand vir jou vra, wys my die pad na die Kaap, gaan jy tog nie vir hulle die pad na Johannesburg wys nie. Veral van Londen af. Die Kaap is 'n bietjie verder, maar dit is 'n baie groot ompad om deur Johannesburg, Kaapstad toe te moet gaan. En mens doen dit nie, as jy regtig lief is vir iemand nie. Of as iemand sê, hoorie, ek is op pad Kaap toe, maar jy sien hulle is op pad Johannesburg toe, dan moet jy mos vir hulle sê, hoorie, nee, ek dink jy's op die verkeerde pad, jy moes hier gedraai het, draai nou hierso voor, links of regs, en kom weer op die pad, sodat jy uiteindelik by die Kaap kan uitkom. Dis wat liefde doen. En partykeer is dit nodig, dat ons ook dit doen in mekaar se lewens. Het is nodig dat ons as gelowiges mekaar tot verantwoording roep en vir mekaar sê wanneer dinge verkeerd gaan. Want doen ons dit nie? Wat is die prys daarvoor? Ons kan mos nie sien hoe ons broers en susters verlore gaan nie. En dis waar vers 24 en 25 eindig. Ons doen hierdie goed, ons gaan in liefde mekaar die pad wys, nie omdat ons daardeur die heeltyd fout wil vind met iemand nie, want hoor julle wat is die vraag wat ons moet vra? Waarom? Waarom het jy dit gedoen? Verduidelik. Empatie, liefde, omgee, nê? En hoekom doen ons dit? Een rede, broers en susters, want ons wil hê dat elke mens op aarde die woord van God moet hoor, die evangelie van God moet verstaan, dat elkeen gered is deur Jesus Christus, deur dit wat hy vir ons aan die kruis gedoen het, dat hy elkeen van ons deel van sy koninkryk wil maak. En as ons lief is vir die mense rondom ons, wil ons nie sien dat een mens verlore gaan nie. Dis waaroor dit alles gaan, broers en susters. Dit gaan daaroor dat ons in liefde mense innooi in die koninkryk van God. Nou ja, as ons nou terugkom na daardie beeld, as ek iemand gaan help, en ek knip hierdie bande los, beteken dit nie dat ek 'n volle verantwoordelikheid vir hulle dade aanvaar nie. Want ek dink ek moet dit ook vandag sê. Ons kan gedrag toon wat mense in staat stel om aan te gaan met hulle slegte gedrag. Byvoorbeeld, mense wat iemand in hulle huis het wat aan dwelms verslaaf is, sal weet, dat daardie mense eintlik dit soms nodig het, dat ons hulle toelaat om die gevolge van hulle dade te ervaar. Hoor julle? Ons kan nie die gevolge van iemand se dade van hulle wegneem nie. Vergifnis en liefde moet ons tonne van hê, maar ons kan nie altyd die gevolge wegneem nie. Ons kan die gevolge vergewe waar dit ons direk raak. Maar waar dit iemand raak, gaan dit partykeer nodig wees dat hulle die volle effek van die gevolge van hulle dade ervaar, omdat hulle op geen ander manier eintlik die lig sal sien nie. Soos 'n kind wat halstarrig is, nê, en nie wil hoor nie. En naderhand laat jy die kind toe om te doen wat hulle wil, want jy weet, dan gaan hulle dalk 'n les leer. En dit is half dieselfde. Liefde beteken nie dat ons die verantwoordelikheid van iemand anderste op ons skouers neem nie. Dit beteken eenvoudig dat ons empatie toon, dat ons met liefde saam met hulle stap, dat ons hulle help om te dra aan hulle laste, maar ons kan nie al die laste vir iemand anders te dra nie. Daar's tye wat ons gaan moet sê, weet jy wat, ek kan hierdie las nie vir jou dra nie, maar ek is hier vir jou, en ek gaan jou help. Ek kan nie self vir jou hierdie probleem oorkom nie, ek kan nie die verantwoordelikheid vir jou vat hiervoor nie, maar ek gaan by jou staan, en ek gaan jou help, en ek gaan daar wees om vir die rigting aan te wys, waar jy dit nie self kan kry nie. En broers en susters,
Ek dink dis wat hierdie teksgedeelte van ons vra. Ons hou mekaar verantwoordbaar. Hoekom? Want ons wil nie sien dat een mens verlore gaan nie. Ons wil nie sien dat iemand in die vuur beland, metafories gesproke, oor dit wat hulle kon teen gewaarsku word nie. Ons gaan nie sien hoe 'n kind met hulle fietsie op 'n bos afjaag nie. Ons gaan hulle waarsku. Ons gaan vir hulle sê, hey, wag 'n bietjie. En as ons kan, gaan ons dit probeer keer. Maar broers en susters, dan doen ons dit in liefde. Ons gaan nie op daai kind skree nie. Ons gaan nie hulle probeer afkraak en afbreek dat hulle op die ou end maar in die bosie wil vasry nie. Nee, ons gaan in liefde na hulle gaan en sê, weet jy wat, kom ek help jou. Kom ons kyk hoe ons saam hierdie probleem kan oplos. Kom ons kyk hoe ek vir jou 'n hand kan gee en jou hand sterker kan maak. En weet julle wat? Daar waar ons tekort skiet, is die Here self daar. Is die Here self daar. Hoor nou wat sê hierdie teksgedeelte, né? Kyk nou wat sê dit hierso. Ons dien 'n wonderlike God en hy is baie sterk en hy kan sorg dat julle nooit in die sonde val nie. Hy kan julle beskerm sodat julle veilig by hom in sy nuwe wêreld aankom, vol vreugde en met lofliedere in julle hart, sodat julle sy grootheid vir altyd kan beleef. God is so groot en so genadig dat hy alles in sy vermoë sal doen om ons veilig te hou. En as ons dan nou na hom toe gaan en waar ons self tekort skiet om iemand te help, dan is hy daar. Wat beteken dit? Ons hou aan bid. Ons hou aan bid vir die mense wat verlore is. Selfs al dink ons hulle verdien dit nie. Selfs al het ons lankal al in ons koppe gesê, maar ek gee net op daai persoon. Is dit nie wat ons gaan doen nie. Ons gaan aanhou bid, aanhou glo, aanhou vra vir die Here om daardie persoon in sy teenwoordigheid te neem. En kom ons gaan met daardie liefdesharte na die wêreld en ons breek ons harte vir die wêreld, sodat hierdie wêreld uiteindelik vry kan word en elkeen deel van God se koninkryk kan word. Amen. Broers en susters, terwyl ons so sit, kom ons bid saam. Here in Hemel, Vader, baie dankie dat U liefde vir ons genoeg is. Dankie dat U liefde ons lewe gered het in Jesus Christus en help ons nou om ook ander se lewens te gaan red uit liefde. Wil U gee, Heer, dat ons nie die hele tyd fout sal soek by ander mense nie, maar dat wanneer ons sien iemand op 'n verkeerde pad beland, ons daar sal wees vir hulle en in liefde hulle sal begelei. Help ons om te weet hoe om dit te doen, want dit is nie altyd maklik nie, Here. Partykeer neem ons die verantwoordelikhede van iemand anders te oor waar ons eintlik nie moet nie. En dan raak iemand nog meer verlore. En help ons om die verskil te ken tussen wanneer ons help en wanneer ons in staat stel. Ons bid, Heer, dat U vandag met ons sal wees en wil U met elke pa wees, elke ma, elke oom, tannie, elkeen in ons gemeente. Wil U elkeen seën en wil U gee dat elkeen die middele sal hê wat hulle nodig het om U evangelie ook uit te dra, om met hulle daaglikse take te kan aangaan en om van dag tot dag te kan oorleef. En Heer, waar ons geseën is met baie, wil ons U vra om ons te help om ook te gaan uitdeel van die oorvloed wat ons het. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Broers en susters, ons is amper aan die einde van ons erediens en ek wil sommer vir elkeen van julle 'n baie mooi en 'n rustige Sondag toewens en mag die Here met jou wees ook in hierdie dag. Ek wil vir die vaders ook dan weer eens sê, ek hoop dat jy vandag sommer die Here se liefde en teenwoordigheid op 'n spesiale manier sal ervaar. En mag jy ook weet dat jy vir hom meer as genoeg is. Baie dankie vir die invloed wat jy ook het. Broers en susters, as jy graag wil bydra tot ons gemeente se bediening, kan jy dit doen deur die skakels onder aan ons video's te volg, of jy kan 'n bydrae maak by die elektroniese bankbesonderhede wat jy op die skerm sien. Ons is die gemeente, Hervormde Gemeente Oos-London en die NG Gemeente Nahoon wat saamwerk.
en saam wil ons die evangelie ook uitdra aan mense reg oor die wêreld. En as jy ons met hierdie belangrike taak wil help, is jy welkom deur ook dan 'n bydrae te maak tot ons bediening. Ek wil graag dan nou nog 'n paar afkondigings ook doen, maar voordat ek dit doen, wil ek graag die seën oor elkeen uitspreek. Mag die genade van Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees nou met jou wees. Amen. Tot volgende keer, broers en susters, bly gerus vir die afkondigings. He touched my lips and made me whole, exchanged my heart of stone for one of flesh and blood.